jou geestelike natuur veld lyk dalk beskiklik mooi. Maar in hierdie groen is daar ook verwoesting. As nou met indringerbome, wat se indringerbome het jy in jou geestelike lewe? Ons is hierdie naweek so bietjie op 'n kamp hier buite Wellington in die Weskaap. En ons het die wonderlike voorreg om met kinders te kan gewerk het wat uit omstandighede uitkom waar het meeste van ek en jy nooit sal kan droom. Het voel soos 'n film wat afspeel met verhale wat ek hoor. En skote wat klap in die agtergrond. En mamma en pappa wat party aande nie huis toe kom nie. En weer eens besef ek net hoe gelukkig ons is. En dit het my so 'n bietjie laat kyk na my veld. Want jy weet, as ek my prentjie, my skildery, my landskap kyk teenoor iemand anders, lyk en vertoon dit dalk baie groen of groener. Maar van hierdie groen is dalk 'n pes of 'n plaag. Is nie in God se ideale plan nie. Is 'n indringer. Nou ons gaan so 'n bietjie op 'n lekker staptog hier in Wellington se een van sy berge in. En ek wat van die Noord-Kaap af is, daar ken ek taamlik ons velde, ons landskappe, die goed wat daar voorkom, van kameeldoringboom tot hakbos, die tipe grasse, smitsvinger, jy weet, groot geraak saam met pa en so 'n bietjie geleer wat in ons natuurskoonheid aangaan. Maar hier is ek hierdie week in 'n ander natuurvlakte, ander skoonheid, ander oesland en is groen. En dis verskriklik mooi. En my onbekende oog sien net die groen raak. En baie vinnig kan 'n mens jaloers raak op hierdie mooi groen. Want dit lyk baie mooier as wat dit by die huis is. Dis groen, dis kleurvol. Proteas wat die vlak vol blom. Hier sit ek langs 'n baie mooi protea bos. En waar ek dit in Pick n Pay ten duurste moet koop om vir vrou lief dalk bietjie te bederf en te wys, hey, ek dink aan jou. Hier kom hulle van nature op. En weer eens sien ek net hierdie mooi oesland, hierdie groen vlaktes. En ek besef, wow, hoe mooi God se hand is. En dadelik kon ek onderskei tussen waar ons nou is en waar ek vandaan kom. Beide mag dalk groen lyk, maar die groen is duidelik verskillend. Fot het sekere plekke beskakel, sekere plantsoorte wat op daai seisoen moet groei. En ons vat die stap nog aan en so 6 kilos of wat die berge in Wellington se berge en jy stap net van een mooi na die volgende mooi en dit lyk regtig net verskriklik. En ons geniet dit, Jesus en die ouetjies wat saam stap. Op die ouend is dit hulle wat ons dra en motiveer. En dit is net so lekker om saam met hulle te wees en te stap en te leer, mekaar te leer ken. Dis die tweede kamp wat ons nou met hulle doen. En ons kan lekker vriendskappe bou. En ja, soos dit is, leer ons op die ouend meer by hulle. Dink ek is wat hulle by ons leer. En ons stap so in die berge in en toe ons bo kom, daar's 'n kruis waar ons elkeen sommer net op 'n klippietjie ietsiekie spreek met ons graag wil agterlos. Ons het so 'n bietjie hanteer stickers en ek dink my volgende video kan jy kyk, gaan ons so 'n bietjie praat oor stickers. Wat se merke het jy en laat jy dit toe. Maar so gaan ons op. En toe ons bo kom, Dirk, ons leier, ons kampleier, ons toergidsleier, kry ons almal daarbo en hy pluk een van hierdie verskriklike mooi blare. En my eerste instink is, ja, dit lyk soos ouma se varing daar in die Noord-Kaap. Dit lyk maar vir my op die oog af onbekend, lyk dit soos 'n varing. En dit is te mooi. En Dirk sê vir ons, nee, is nie 'n varing. Hierdie is 'n black wattle boompie. Wat besig is om in hierdie skoonheid in te tree
en oor te neem. En daar waar hy groei, vernietig hy al die oorspronklike natuurgroei, plantegroei, vernietig hy. Dis 'n indringer. My onbekende oog, die eerste keer toe ek hom sien, toe dink ek, "Jesus, dit is 'n verskriklike mooi plant, dis dan so groen. Ek sal hom graag in my tuin wil hê. Kan ek nie sommer 'n stiggie vat en plant nie?" En Dirk kom vertel vir my, hierdie verskriklike mooi plant is wel 'n indringer. Hy kom en hy vernietig die oorspronklike doel, die oorspronklike plantegroei vir hierdie omgewing, vir hierdie area. Kom vernietig hy. Hy kom vernietig op die ouend die protea wat die in die Boland van nature voorkom. En ek besef net, wow, hoeveel black wattles het ek en jy nie in ons lewens nie. Partykeer en ek en jy daar by die huis raak so vinnig jaloers. En ek was op die punt om jaloers te raak oor hierdie verskriklike mooi groene vlaktes, want dit lyk so mooi en is soveel meer vrugbaar as my eie lewe. En met bietjie hulp kon ek sien, maar eintlik so bietjie beautiful op die tuin nie. En is 'n indruk. Hy kom en stel homself voor as hierdie verskriklike mooi, maar hy kom vernietig die wat goed is. So die mooi is nie altyd goed. Hy kom van nature voor in 'n ander land, en daar sal hy sy goed hê. Maar vir nou, hierdie seisoen, die plek waar ek en jy nou is hy nie goed nie. Hier waar ons nou is sy vrug nie wat ons nou nodig het. En dit het my baie mooi laat dink aan ons geestelike lewe waar ek en jy onsself dalk nou bevind. Hoeveel black wattles het ek en jy nie? Ons kyk so maklik op iemand anders se voorstoep en sê, "Ja, ek soek ook dit, ek soek ook dat." Maar as jy deur sy tuintjie gaan stap, dan is dit dalk iets wat net ingekleer is, wat ingedruk is. En dit is nie die vrug of die tyd nou vir jou. So hoe identifiseer ek en jy hierdie black wattles in ons lewe? En baie amper wou ek gegryp het na hom. En ek wou gesê, ek wil hom ook vestig by my, dit lyk so lekker. Maar deur hulp kon Dirk my gehelp het en gesê, weet jy wat François, al lyk dit hoe mooi, soek jy dit nie in jou blomakker nie. Want mettertyd, hy's nou klein, en die protea sal nog steeds mooi blom. Maar mettertyd raak hy groter, en groter, en groter. En sy skade weer val later bo die protea. En later, die protea wat God se skepingsplan was, gaan tot niet. En dan gaan die black wattle daar staan, wat hier so baie mooi matrede gee, dat so mooi gelyk. Vinnig, ja, verhuide. So vandag wil ek jou regtig aanmoedig, om te sê, kom ons raak weer betrokke. Ek sien daar's nou 'n ding wat aangaan van, ek sal nie meer kerk toe gaan nie, want die kerk is so korrupt, en die een en daai, en ek hou nie van die pastorie, en daai pastoor se vrou het een Sondag op my gesig getrek, en ek hou toch nie van haar trese my lipstick wat sy aansit nie, sy gebruik nou seker weer die 10de van die kerk om daai lekker lipstick te koop. Weet jy wat? Kom oor jouself. Die Here het vir ons so mooi gesê, woon samekomste by. En as ek hierdie samekoms bygewoon het ek dalk baie amper hierdie black wattle gevat en in my tuin gaan plant. Kom ons kom weer op 'n punt waar ons op ons knieë kom en ons bid, sê Here Jesus, my tuintjie lyk groen. Ek dink dinge gaan goed. Of dalk sê Here, dit gaan glad nie goed nie. Want die black wattle het oral reeds dalk oordeel. Maar ek wil vir julle sê, daar's hoop. Daar's hoop. Partykeer is ons gelukkig genoeg om te identifiseer wanneer dit 'n klein boompie is en ons wortel dan al kan uitdruk. Maar partykeer is daar 'n bietjie harder werk nodig, waar die boom al reeds oorgeneem het. Maar ek wil julle sê, daar's nog steeds hoop. En ek gaan dit in die volgende video, gaan ek vir jou verduidelik, hoe die protea weer terugkom en hom vestig, as dit reeds te laat lyk. Almal van ons het 'n situasie waar dit reeds te laat lyk. Weet, die spore is late, but still on time.
So ek wil jou regtig aanmoedig. Die black wattles. Ons kan hom nie uittrek as ons hom nie eers geïdentifiseer kry nie. Sommige goed kan ek in myself identifiseer, yes. Maar baie keer het ons net so 'n bietjie hulp nodig. En ek wil jou regtig aanmoedig en sê, as 'n pastoor, 'n vriend, 'n ma, 'n pa, baie keer vir jou sê, François, dink jy nie daai is nie nou die tyd op die plek. Dink jy nie daai is besig om jou te vernietig nie. Ons is so vinnig om te spring om te sê die kerk judge net. Ons wil nie judge nie. Ons is nie daar om te judge nie. Ek is nie daar om te judge nie. Ek is net daar om vir jou te sê, die black watteltjie lyk dalk baie mooi. Maar weet nie, daar is nagevolge. En dit kan oor 'n maand, 2 maande, 10 jaar wees. Ons waarsku, ons judge nie. En ek wil jou aanmoedig. Kom ons identifiseer hierdie klein sondetjies, hierdie klein dingetjies. Kom ons wees eerlik met onsself. Ek moes die naweek ook 'n klipie vat. En ek moes geïdentifiseer het. Want hulle het hierdie land vir my groen gelyk teenoor andersin. Was dit eintlik maar 'n dorre, woeste, droë woestyn. En ek het maar net so vir dingetjies wat ek moet aflê. Ek het ook 'n hele klomp black watteltjies wat vir jou daar by die huis dalk baie mooi groen lyk, soos wat hierdie oesland is. Maar waar ek nou kon vasgestel het, is nie die tyd of die plek of die land waar dit hoort nie. Hierdie lyk mooi in 'n ander ou se tyd. Dit hoort nie nou in my tyd. Dis net die vrug wat ek moet dra. Ek kleur dit mooi groen in. Vir jou lyk dit mooi groen. Ek kan jou manipuleer en 'n gesig opsit soos ek wil. Dis nie. It's not my cup of tea, as ek dit nou so kan sê. So ek wil jou regtig aanmoedig. Of hy klein is, nog bietjie versteek is, en of dit al 'n groot boom is, wat oorgeneem het. Begin by stap 1. Identifiseer. Stap nommer 1. Nou ja, volgende week wil ek met jou die hoop deel. Partykeer is ons te laat, en in sommige gevalle is dit 90% van die gevalle. So die black wattle al so groot gevestig, dat die protea, wat van nature voorkom, alreeds seer gekry het. En ek wil met jou die mooi deel. Jy sal op 'n punt waar jy so gebreek is, waar terugkom net nie meer moontlik lyk nie. Ek wil vir jou sê dit is moontlik. Daar's hoop. Sy naam is Jesus Christus. Vir hierdie week wil ek jou huis te stuur. En jou aanmoedig en sê, kom, ons gaan ondersoek. Kom, ons gaan vat bietjie weer moeite. En ons stap in ons eie tuintjie rond. En ons hou bietjie ons neus uit ander mense se tuintjies uit. Kom ons kom terug in ons eie agterjaar. En ons gaan identifiseer ons indringerplante. Jaloesie, afguns, rook, drink, wat ook al. Noem hom op die naam. Black wattle. Noem hom op die naam. As jy hom op die naam kan noem nie, hoe gaan jy hom identifiseer en hom uittrek? En as jy hulp nodig het, gaan sien jou pastoor. As jy nog nie by 'n pastoor is nie, kry 'n warm kerk. Gaan op Google, kyk, waar is goeie samekomste? Woon samekomste by. Want net dalk vir jou lyk dit soos 'n boom wat vrug kan dra, maar dis dalk iets wat verwoes het saai. Kom ons gaan identifiseer die indringers in ons lewe. En nou vra jy, hoe herstel ek? Ek is nou daar, my boom is al so groot. Volgende week wil ek vir jou deel hoe maklik dit is. Ek wil jou hierdie week net huis toe stuur. En jou huiswerk is, identifiseer, noem dit op sy naam soos dit is. Ons het op 'n punt gekom waar ons half skaam raak vir onsself, en self nie eens in die spieël meer kan kyk en sê, eers François, jy is nou besig met gemors. Skat dit af, los dit.
ek wil sê, kom ons kry weer ons beeld wat Jesus vir ons geskep het. Kom ons kom weer terug in ons land, in ons oesveld. Kom ons vergeet bietjie van die ander. Kom ons gaan help eerder, as jy sterk genoeg is en jy het toerusting, kan jy dalk net wel iemand anders help om by die wortel te kom, om hierdie boom uit te kry. Want baie keer is 'n boom al so groot dat uitpluk nie net meer moontlik is nie, maar waar 'n bietjie grouwerk nodig is. Gaan bid en vra die Heilige Gees. En ek gaan afsluit en ek wil hê maak jy oë toe. Maak jy oë toe saam met my waar jy nou kyk. En ons gaan vra die Heilige Gees met hierdie indringerplante kom identifiseer in jou lewe. Here Jesus, ek kom nou vanaand na U toe, vandag wanneer ook al ons kyk. Here, en ek kom bid en vra dat ek met myself bietjie eerlik sal wees. Daar waar ek so baie al probeer vermom het en weggesteek het, en hierdie lande van my groen laat probeer lyk het, vir die mense daar buite. Maar tog weet ek die binne my, daar's maar 'n woeste woestyn daaronder. En dit wat moet water kry nie meer water nie. Hierdie indringerplante, die black wattles, dis hulle wat my water vat. Here, ek kom vra, kom werk met my hierdie week wat voor lê. Kom help my identifiseer wat se indringers daar in my lewe is. Gee vir my drome, gee vir my mense wat oor my pad kom, hoe ook al dit sou wees, dat ek ontvanklik sal wees en oop sal wees, dat ek dit nie as kritiek sal sien nie. Maar Here, ek het op 'n punt gekom waar ek hierdie indringerplante wil uithê. Want ek wil weer terugkom na U se volmaakte plan. Nie meer my plan nie, maar U se volmaakte plan. Ek wil my water allokeer op grond en boom en vrug, wat vrug dra, wat by my pas. En nie op X, wat net mooi lyk, maar wel afbreekend is. Ons raak moeg, ek is uitgeteer, ek kan nie meer so aangaan nie. Dis tyd dat ek eerlik moet raak met myself. So Here, ek kom bid en vra, kom help my hierdie indringerplante identifiseer. Bid dit in Jesus naam. Amen. Ja, volgende week gaan ons na stap 2. En dit is iets wat ek ook geleer het hierdie week. En ek staan verstom tot nou toe nog oor ons baie mooie Protea. Dit is nie nou Protea tyd nie. So, en ek gaan ook nie enetjie afbreek net nie. Ons is in die fynbos en ek is gebless met hierdie natuurskoonheid. So, volgende week deel ons die hoop. Is dit maklik? Of is daar 'n proses wat met deurgaan? Die keuse bly joune.